Goeiemôre. Jy luister na die 73ste oordeenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Vanoggend se tema is die band van swaar kry. Antropoloë het op die eiland Mauritius mense dopgehou wat deelgeneem het aan 'n antieke godsdienstige fees. Daar was 2 rituele betrokke. Kom ons noem dit 'n lae-vlak ritueel en 'n hoë-vlak ritueel. In die eerste ritueel het die deelnemers vir ure lank buite hulle tempel gebid en gedreensang. En in die tweede ritueel het deelnemers hulle self met skerp voorwerpe deurboor, swaar goed rondgedra, selfs swaar voorwerpe rondgesleep wat met hoeke aan hulle velle verbind was vir 4 ure lank. En uiteindelik kaalvoet teen 'n berg opgestap het tot waar hulle tempel geleë was. Dalk vra jy nou, wat op dese aarde wil jy nou bereik met so 'n aardige verhaal? Maar luister fyn, wat het die antropoloë bevind? Hulle het toe vir die deelnemers en die toeskouers elkeen 200 roepies aangebied om 'n vraelys in te vul, ongeveer die waarde van 2 dae se arbeid. Nadat hulle die geld ontvang het die antropoloog vir hulle gevra of hulle bereid is om 'n deel van die geld anoniem aan die tempel te skenk. Hier is die interessante bevinding. Die mense wat aan die lae-vlak ritueel deelgeneem het gemiddeld 81 roepies elk aan die tempel geskenk. Die deelnemers aan die hoë-vlak ritueel het gemiddeld 133 roepies geskenk. Aansienlik meer as die eerste groep. Maar wat interessant is dat die toeskouers wat saam beweeg het met die deelnemers aan die hoë-vlak ritueel, het selfs nog meer geld geskenk, 'n gemiddeld van 161 roepies. Die navorsers het op grond hiervan bevind dat pyn en swaar kry wat gedeel word, beslis 'n groep mense sosiaal aan mekaar verbind. Selfs wanneer mense waarneem hoe iemand anders swaar kry vir 'n groter doel, is hulle bereid om dieper daarin te belê en van hulle self op te gee vir daardie hoër doel. Ek weet, dit is 'n bietjie van 'n weird voorbeeld, maar ek het tog gedink dis uniek genoeg om iets fundamenteel raak te sien in ons menswees. Dink maar 'n bietjie aan 'n mens se lewe wat jy self ervaar het en wat jy waarneem. Dink aan 'n huwelikspaartjie wat in hulle jong dae saam swaar gekry het, onderbegin het. Soms aan die einde van die maand brood en boontjies geëet het om te oorleef. Daardie huwelike is dikwels soveel sterker, want gedeelde swaar kry is 'n gedeelde band. Ek is seker baie mense se gedagtes gaan terug na hulle jong dae toe hulle aan diensplig moes deelneem. Om saam swaar te gekry tydens die opleiding, rond te moes hardloop met swaar rugsakke op die rug en gewere en ammunisie aan die lyf verbind. En dan as groep, moontlik deur vyandige terrein moes beweeg, waar jy van mekaar afhanklik was vir oorlewing. Van daardie vriendskappe is soms dieper en meer betekenisvol as die verhouding tussen bloedbroers. Sport is nog 'n goeie voorbeeld van hoe mense wat saam swaar kry, saam gebind word. Dink byvoorbeeld nou aan die Springbokspan. Hulle oefenkampe moet sekerlik van die mees intense op die planeet wees. 'n Klomp ouens kom daar by een uit verskillende provinsies en verskillende unies met een doel voor oë. En in daardie oefenkampe, sy aan sy, word bande gevorm wat 'n leeftyd mag bly. Dis veral wanneer mense swaar kry ter wille van 'n gesamentlike doel dat bande versterk word, 'n hoër doel. Dink maar net aan hoe mense in groepe organiseer om saam swaar te kry. Mense wat saam draf, saam fietsry, staproetes onderneem, spanbouaktiwiteite, uitdagings. Dit alles bind mense op 'n unieke manier saam. Hulle het een doel voor oë. As jy dus met mense 'n dieper koneksie wil ervaar, stel 'n moeilike uitdaging en pak dit saam aan. Dink aan die ouens wat hulle 4x4's pak en nie deur die boondoes van Botswana ry, vassit en mekaar uitsleep en dies meer, kamp opslaan, kamp afslaan en
iets van daardie gemeene deler ervaar. Maar die swaar kry wat ons die meeste saambind, is die swaar kry wat ons op 'n diepere vlak aan mekaar verbind. En dis in die konteks van 'n lewe saam as gemeentelede, as 'n geloofsfamilie. Aan die gelowiges in Korinthe skryf Paulus dat hy en sy medewerkers uiterlik besig is om te vergaan, maar innerlik word hulle van dag tot dag vernuwe. Want skryf hy, die swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir hulle uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref. En dan belangrik, ons doen dit alles om julle ontwil, sodat die genade van God steeds meer mense kan bereik. Daarom dat hy ook vir die Galasiërs skryf, dra mekaar se laste. Wanneer ons in mekaar se swaar kry deel, met 'n gesamentlike doel voor oë, dan bind dit ons saam. Dit bind ons saam aan die hoogste doel in die lewe. Dink aan die vriendskappe in jou lewe. Dink aan die vriende wat jou bygestaan het deur jou moeilikste en donkerste oomblikke. Mens het net 'n dieper verbintenis met daardie vriende. Jy weet, iemand skakel my in hierdie week met die nuus dat sy broer skielik aan hartaanval oorlede is. Deur hierdie hartseer heen skakel hy sy vriend wat in die Kaap bly en deel met hom wat gebeur het. Hulle is jarelange vriende. Sy vriend sou daardie oggend op 'n jagtog vertrek het, maar sy woorde is, ek is op pad. Hy het klaar gemaak, na die lughawe toe gegaan en deurgevlieg om hom te kom bystaan. Daardie band is natuurlik versterk deur jarelange vriendskap, waar hulle saam nie alleen die mooi en gelukkige tye gedeel het nie, maar deur vorige oomblikke van verlies en swaar kry mekaar bygestaan het. Jy weet, vyande kan soms vir jare lank vyande bly met geen rede om vrede te maak nie. Maar wanneer daar 'n oomblik kom waar die een regtig swaar kry en hy deur sy vyand bygestaan word in sy grootste nood, kan dit mense versoen op 'n manier wat andersins nie moontlik is nie. Ja, swaar kry kan mense uitmekaar skeer, maar dit kan ook onbreekbare bande vorm. Mooiweersvriende is net daar as die son skyn. Ware vriende kom na vore deur die onweer en die storms heen. Gemeentes wat in mekaar se swaar kry en hartseer deel, vorm onbreekbare bande met mekaar. Ek kan maar net vanmôre getuig en oor getuig van die goedheid wat ek in my lewe ervaar het van beide my bloedfamilie en my geestelike familie. Hoe geseënd is 'n mens nie, as ander mense saam met jou laste dra nie. Emily Bronte het gesê, mense wat een keer diep gedrink het uit die beker van lyding, het daarna nooit weer 'n smaak vir die leë genot van die wêreld nie. Ek dink nou maar aan ons noodspens by die gemeente. Daardie noodspens voorsien vir verskeie mense van kos. En tog bly dit net altyd vol soos die weduwee se kruik. En ek vermoed diegene wat die meeste daartoe bydra, is diegene wat eers op hulle eie lewenspad bygestaan is, toe hulle self deur nood gegaan het. Mense wat self in hulle lewe al swaar gekry het, se harte is veel meer bereidwillig om ander op te soek in hulle swaar kry. Soos Henry Nouwen gesê het, God's wounded healers. Kom ons bid saam. O Vader, ons bid in U groot genade dat U die bande van vriendskap en van gesin wees sal versterk in elke bloedgesin, bloedfamilie, maar ook geestelike families. Versterk tog die band tussen mekaar. Here, ons dankie vir die seëning van vriende wat ons bystaan deur dik en dun, wat daar is vir ons in ons diepste nood. Dankie vir medegelowiges, wat soms anoniem,
ons ondersteun op soveel maniere. Ons sien die goedheid en die versorging van mekaar. O Here, ons bid dat U die band tussen mense sal versterk. In ons huisgesinne, in ons vriendskappe, maar veral ook in ons gemeentes. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. C.J. Langenhoven het gesê, verbeel jou 'n wêreld sonder 'n skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die Fariseer sê. Uit so 'n hemel sou ek wegloop hel toe. Liefde en 'n geseënde naweek vir elkeen.